Goeiedag mense, ek vertrou dit gaan goed met elkeen van julle. Ja, ek wil julle net groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ek vertrou dat dit met elkeen geseënd gaan. Nie noodwendig met finansies nie, maar met ons geestelike lewe en gesondheid. My geliefdes, ek kom in hierdie tyd om net gou vinnig 'n boodskap oor te bring, veral vir die jong mense my ouderdomsgroep. Okay? En so wil ek in hierdie tyd en in hierdie uur met u spreek wat 21 is, wat 23 is, wat 24 is, wat 19 is, wat 16 is, wat 12 jaar oud is. En ook jy wat dalk, of u of oom of tannie, wat dalk 60 of 70 of 80 jaar oud is. En die woord van die Here sê vir ons in Psalm, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, waarmee sal hy homself mee besig hou? En hy sê dat dit wat in die woord van die Here is. Die jongeling sal hom behou met die woord van die Here, sal wandel op die voetspore van die woord van die Here. En so wil ek met u assosieer en vir u sê dat u mag dalk dink, maar om die Here te dien is boring. Om die Here te dien is, dan kan ek nie meer rook nie, dan kan ek nie meer hoer nie, dan kan ek nie meer al hierdie dinge doen nie, ek kan nie meer rook nie, ek kan nie meer cool wees nie, ek kan nie meer inpas met my vriende groep nie. En dit was ek ook gewees. Ek het daai vraag ook gehad, of eintlik daai stelling gehad van, maar as ek die Here gaan dien, dan dit gaan so boring wees, want ek gaan nie meer al hierdie dinge kan doen nie, ek gaan nie meer kan rook nie, ek gaan nie meer kan vloek nie, ek gaan nie meer kan al hierdie lekker goeders kan doen nie. Want die woord van die Here sê vir ons, dat die sonde is lekker, maar hy sê vir 'n tyd lang daarna al die dood jou in. Hy sê daar's in Genesis, kyk, die sonde lê en loer vir jou. En ek wil vir jou sê dat dit is nie boring om die Here te dien nie. Die rede hoekom jy vloek, die rede hoekom jy rook, die rede hoekom jy drink, die rede hoekom jy al hierdie dinge doen, hierdie sonde, die rede hoekom jy dalk 'n ander man lief het as jy 'n man is, of 'n ander vrou lief het omdat jy 'n vrou is, die rede hoekom jy al hierdie goeders begeer wat sleg is eintlik vir 'n mens, want om rond te slaap, wat kan op die einde van die dag gebeur? Ek kan vigs kry en daarna sterf ek. Yes, die woord of yes, ons almal, daar is 'n dag en 'n datum wat vir ons op 'n kalender neergeskryf is of getik is, wat my en jou se laaste dag is, maar dit is nie te sê ek en jy moet dit gaan soek nie, deur om die kwaad te doen, en deur om die kwaad te doen, bring dit die dood te verskyne. En as ek praat van die dood, praat ek nie noodwendig van die vleeslike dood nie, maar ek praat van die dood in die ewige hel-vuur. Ek wil vir jou sê dat daar is 'n lewendige God, en die woord van die Here sê ons almal het gesondig en het ontbreek ons van die heerlikheid van God af, maar dank sy genade dat hy sy kind Jesus Christus aan die kruis gehang het, of laat hang het, om vir my en vir jou te sterwe, sodat ek en jy versoen kan wees voor God die Vader, en sodat ek en jy die ewige lewe kan inbetree, deur genade alleenlik, en nie deur ons werke nie. Dit is 'n gawe van God, sodat nie elkeen van ons kan roem nie, maar slegs wanneer ons roem, sê die woord van die Here, ons sal roem op die Here Jesus Christus. Maar ek wil vir jou sê, dit is nie boring om hierdie goeders te doen nie. Die rede hoekom jy dit doen, is omdat jy leeg is in jou binneste, en jy soek iets om jou te vul, deur om in te pas by jou sogenaamde vriendegroep, om te kan vloek, om te kan hoer, om rond te praat oor al hierdie dinge, en al hierdie dinge te doen, en te rook, en te drink, en so aan. Die rede hoekom jy drink, want jy het smart in jou lewe, jy het pyn in jou lewe, jy het deur sorge van die lewe gegaan, jy het deur die dal gegaan, en die dal het jou ingesluk, omdat jy jouself nie oorgegee het aan die Here nie. Maar ek wil vir jou sê, dit is nog nie te laat nie. Die feit dat jy die video hoor, dit is die genade van die Here, wat barmhartig is oor jou, wat jou omferm met sy vlerke, soos 'n hen na kyken sal omferm. Ek wil vir jou sê, die oomblik omdat jy hierdie video luister, is die genade van die Here, want hy sê, vandag is die dag wat die Here gemaak het, I will rejoice and I will be glad in it.
En vandag as jy die stem van die Here hoor, verhard nie jou hart nie, maar kom dat ons die saak kan uitmaak, sê die woord van die Here. Hy sê, al was jou sonde so rooi soos skarlaken, kom ek sal dit witter was as die sneeu. So ek wil vir jou sê, elkeen van julle, jy wat jouself bevind as 'n jongeling, of jy wat jouself dalk bevind, of jy wat jouself bevind as 'n 60-jarige, 80-jarige ouwe man of vrou, ek wil vir jou sê dat die Here is lief vir jou, hy is barmhartig oor jou, en hy is genadig oor jou, want die feit dat jy na hierdie video luister vandag, is die genade van die Here, wat jou roep tot sy koninkryk. Ek wil vir jou sê, as jy nie jouself gaan bekeer na God nie, jou sonde los nie, ek wil vir jou sê, dit is nie boring om die Here te dien nie, ek wil vir jou sê, dit is boring om die Satan te dien, want om die Satan te dien, hy hou hierdie goeie en lekker dinge van sonde voor jou, maar die woord van die Here sê, daarna bring dit die dood te verskyne, en dit bring destruction oor jou lewe. Sonde is nie goed vir ons nie, punt, klaar verby. Maar ek wil vir jou sê, daar is 'n lewendige God in die hemel, wat die skepper van hemel en aarde is, wat jou roep om 'n verhouding met jou te hê. Jy moet dit bekeer en hom dien en volg. Jou kruis opneem, jouself verloon en Jesus volg. Die Here seën jou, en ek vertrou dat die boodskap vir jou iets beteken het. Die Here seën jou. Ek groet jou in die heilige naam van die Here Jesus Christus. Amen.